Welcome to Every Nation Bloemfontein. We hope you enjoy this message with us. Dink ek het almal al môre gesê wat hier is en dit is vir my lekker om almal te sien en sommer net saam in die Here se teenwoordigheid te wees. Vanoggend wil ons praat oor 'n paar goed. Ons is besig om 'n bietjie uit te pak oor goed wat ons glo. En Wikus het ons laasweek gehelp om mooi te besef wat ons glo oor missions. En basies waarop dit neerkom is dat God roep ons om 'n leefstyl van mission te leef. Die idee is nie dat ons ergens op 'n plek kom en sê okay, nou gaan ons Lesotho toe, nou moet ons gaan mission en nou moet ons iets gaan doen nie. Nee, die idee is hy is 'n God wat ons eintlik roep om in ritmes te leef waar ons saamkom as kerk en dan weer gaan in die wêreld in om sy boodskap te verkondig en dan weer saamkom as kerk en dan weer gaan in die wêreld in om sy boodskap te verkondig. Dis wat God ons geroep het. Ons het nodig om by mekaar te kom. Hoekom? Want ons moet onthou word van die mission waarop ons is. Hierdie wêreld het soveel goed wat hy vir ons wil wys waarvoor ons moet leef. Daar's soveel goed wat die wêreld vir ons sê, maar hierdie is 'n goeie ideaal om voor te leef. En dan verloor ons God se opdrag en waarvoor ons moet leef, om hom te eer en om sy boodskap van verlossing te verkondig aan die hele wêreld. Om te sien dat dit nie net ek is wat deel het hieraan nie, maar soveel ander vir wie God ook deel wil hê hiervan. En dis my en jou werk, dis ons opdrag, dis wat hy by ons los. Hy doen dit nie self nie, hy kan en hy doen op sekere plekke. Daar's plekke waar hy homself net openbaar aan mense en hulle hom vind. Maar hy het vir jou en vir my die voorreg gegee om deel te hê aan hierdie opdrag en aan hierdie mission. En die ding is, as ek en jy dit nie glo nie, dan leef ons dit nie. Sien, wat ons glo bepaal hoe ons leef. Wat ek en jy in ons diepste wese glo bepaal wat ons leef. En so, as ek dit sê, is dit 'n konfronterende stelling vir myself. Want ons goed wat ek sê ek glo, wat ek nie altyd sien in my lewe nie. En dan sê ek soos, Here, help my. Help my om te verander wat ek glo. Help my om te glo wat u woord vir my sê. Tot op so 'n mate dat ek dit leef. Mag u oortuiging bring in my hart oor waarheid. Mag die Gees my help om te sien daar waar ek dit nie glo nie en dis dit nie leef nie. Dis nie in my om myself te verander en hierdie te begin leef nie. Nee, u moet my help oortuig oor waarheid. Dat ek begin om anders te dink, dat ek begin om anders te kyk, dat ek begin om anders te leef. En so is dit belangrik om te weet wat ons glo. Dit is belangrik om nie net die Bybel te lees en te sê dis 'n oulike iets nie, maar om by 'n punt te kom en sê, maar hierdie is wat ons glo. Dis wat die woord vir ons sê oor iets spesifiek. En om vas te wees in dit. Om vas en seker gegrondves te wees in hierdie is wat God se woord hieroor sê. En ons baie ander goed wat ons oor vra kan hê en die woord het nie vir ons soveel duidelikheid in alles nie. Maar daar's genoeg duidelikheid vir dit wat ons moet leef. Daar's genoeg van dit. En so 'n voorbeeld is as ek vir jou vra of jy bang is vir die donker. Dan gaan jy vir my antwoord gebaseer op wat jy glo in die donker is. Dis jou antwoord. As jy glo daar's monsters wat wag in 'n donker kamertjie, dan gaan jy bang wees vir die donker. As jy glo daar's niks om voor bang te wees in die donker, dan gaan jy nie bang wees nie. Jy gaan okay wees daarmee om in die donker in te loop. As jy glo iemand sal daar wees om jou te help as daar iets kom, dan sal jy ook met sekerheid in die donker inloop. Jy sal met confidence dit kan doen. 'n Goeie voorbeeld in die woord is Petrus. Wat glo, hy kan op die water loop op grond van God wat vir hom sê, Jesus wat vir hom sê kom.
Hy glo en daarom klim hy uit die boot uit en loop ook op die water. En sodra sy geloof nie meer sterk genoeg is nie, sink hy. En so hy kry dit nie meer reg om iets te doen nie, want hy glo nie meer dit nie. En so vir my en vir jou, ons kry dit nie reg om op sekere maniere te leef soos wat God ons roep om te leef nie, want ons glo nie dat ons kan nie. En ons glo nie dat God ons in staat sal stel om dit te kan doen nie. Vir van ons is dit regtig soos om op water te loop om met iemand die evangelie te deel. Jy het dit nog nooit gedoen nie. Jy verstaan nie hoe om dit te doen nie. En in jou kop is dit nie vir jou moontlik nie. Vir van ons is dit soos om op water te loop om vrygewig te wees. Want jy het nog nooit dit gedoen nie. Maar die Here se woord sê vir ons dat hy vir ons sal sorg. En as ons hom glo, regtig in ons diepste wese glo, dan sal dit vir ons moontlik wees om vrygewig te wees tot in armoede. As ons glo hy vra vir ons om iets te doen en iets te gee. En so my en jou geloof word duidelik gesien deur hoe ons leef. En dit is baie duidelik wat Jakobus ook sê. Hy sê vir ons dat geloof sonder dade is niks, want jy kan nie sê jy glo. Dit verander niks nie. Geloof moet dade word. En so hoe ons lewe wys wat ons werklik glo. En so vanoggend wil ons 'n bietjie praat oor wat glo jy oor redding? Wat glo jy oor verlossing? Want wat jy glo oor dit, bepaal hoe jy leef. Dit bepaal hoe jy leef. Hier's 'n paar vrae wat ek vir jou het, soos wat ons hierby gaan stil staan is jy oortuig jy het 'n redder nodig? Het jy verlossing nodig? Waarvan moet jy gered word? Wat glo jy? Waarvan moet jy verlos word? Waarvan moet jy gered word? Want dit gaan verander hoe jy leef. Kan jy jouself daarvan afred? Enigsins. Jou antwoord hierop gaan bepaal hoe jy leef. Wie kan jou verlos hiervan? Jou antwoord daarop gaan bepaal hoe jy leef. En hoe leef jy teenoor iemand wat jou verlos? Wat glo jy is die regte manier om te leef teenoor daardie iemand wat jou wel verlos? Wat jy glo, gaan bepaal hoe jy leef. En so vanoggend wil ons stil staan in een gedeelte waar Paulus skryf vanuit 'n gevangenis aan die kerk in Efese. Iemand wat gevange is, iemand wat gebind is, as gevolg van wat hy glo. Iemand wat vervolg word, as gevolg van hy wat absoluut oortuig is, oor 'n God wat hom verlos het en wat iets van hom vra om te leef. En ons wil daar stil staan en 'n paar vrae vra oor wat moet ons sien binne hierdie dinge. En so Efesiërs 1 vers 3 tot 14 is waar ons gaan lees. En so net so voor ek dit begin lees, jy sal sien is heel aan die begin van die boek. Die boek word geskryf aan die kerk in Efese. En hierdie hele stuk wat ons gaan lees vanaf vers 3 tot vers 14, in die Grieks is dit een sin. So met ander woorde, dit is een gedagte. Dit is Paulus wat besig is om een ding te probeer kommunikeer. Hy is besig met een hoofgedagte, een sin in die Grieks. Nou dis te veel vir ons. Dit word opgebreek in ons taal. Ons hou nie by nie. Maar wat ons moet besef is, in die oorspronklike taal is die gedagte dat hierdie hele stuk een ding kommunikeer. Van is een sin. En so kom ons lees saam uit Efesiërs 1 vers 3 tot 14. Ek lees uit die Afrikaanse 2020 vertaling. Dit sê lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus,
Ja, dit is hy wat ons in Christus geseën het met elke geestelike seëning in die hemel. So het hy ons voor die grondlegging van die wêreld in hom uitgekies, sodat ons heilig en onberispelik in liefde, ek het net in hakkies gesê agape, dat jy weet wat se liefde ons van praat, goddelike liefde, voor hom sou wees. Nadat hy ons voorbestem het om ons deur Jesus Christus as sy kinders aan te neem, soos hy dit volgens sy wil goedgedink het, tot die lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons in die geliefde begenadig het. Ja, in hom het ons die bevryding deur sy bloed, die vergewing van ons oortredings uit die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons geskenk het, saam met alle wysheid en insig. Ja, hy het die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak, soos hy dit goed gedink en in Christus voorgenem het, om die volheid van die tye te bestuur en om alle dinge, die dinge in die hemel en die dinge op die aarde, onder een hoof in Christus saam te bring. Ja, in hom is ons ook as erfgename uitverkies, voorbestem volgens die voorneme van die een wat alles volgens sy raad en wil laat gebeur, sodat ons, wat van die begin af ons hoop op Christus gevestig het, kan bestaan tot lof van sy heerlikheid. Ja, in hom is julle, toe julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het, verseël met die Heilige Gees wat beloof is. Die Gees is die waarborg van ons erfenis, om ons los te koop as God se eiendom, tot lof van sy heerlikheid. Vader, ek vra U, mag U ons help om U woord te verstaan. Dankie dat U praat deur die woord, Here, en dat U woord mag het, Here, om goed los te breek vir ons. En so ek vra U, Heilige Gees, kom oortuig ons van waarheid. Kom oortuig ons van wat U woord aan ons wil verkondig vanoggend, Here. Mag U ons help om te hoor, mag U ons help om te sien, mag ons nie net mense wees wat hoor en nie hoor nie, wat sien en tog nie sien nie. Ja, maak U wil aan ons bekend. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Nou, as ons hierdie gedeelte lees, dan is die eerste ding wat ons oor gepraat het, oor het jy verlossing nodig, nie noodwendig so duidelik nie. Dis nie noodwendig iets wat van die bladsy afspring, om te sê, maar jy het nodig om gered te word nie. Maar wat baie duidelik is uit hierdie gedeelte is, wie verlossing bring. Dis baie duidelik uit hierdie gedeelte uit, dat daar iemand spesifiek is wat verlossing bring. Dit is een iemand wat dit bring vir elke mens. Dis dieselfde iemand wat verlossing bring. En so ons het volgens vers 7 bevryding ontvang deur die bloed van Jesus. Ja, die vergewing van ons oortreding uit die rykdom van sy genade. Sien julle, wat ek vir julle vertel is dalk niks niets vir jou nie. Jy het dit dalk al baie gehoor en jy sal dalk vir my vra, hoekom moet ek dit weer hoor? Jy moet dit weer hoor sodat jy dit weer kan glo. Sodat jy dit dieper in jou hart kan glo. Sodat jy kan glo dat die waarheid is dat jy en elke ander mens voor God as skepper skuldig staan. Jy's gebind. Jy's in die tronk. Jy het geen hoop nie. Jy is in die diepste gat wat daar moontlik kan wees. Sonder enige vooruitsig as gevolg van die oortredings wat jy begaan het. Daar's geen manier vir jou uit dit uit nie. Daar's geen hoop vir jou nie. Jy en ek het gerebelleer teen God se wil. Ons het nie gedoen wat God van ons gevra het nie. Ons het hom nie die nodige plek van eer en aansien gegee nie. Ons was nie gehoorsaam aan hom nie. En as gevolg van dit, as gevolg van ons sonde, as gevolg van ons oortredinge, het ons verlossing nodig. Dis as gevolg van my en jou oortredinge. Ons sien God is die skepper. Hy is die een wat daar was voor die grondlegging van die wêreld.
Dis hy wat daar was. Hy is die heerser oor alle dinge, nie jy nie. Hy is dit. Hy is soewerein. Hy is die een wat bepaal wat gebeur. Hy is die Here. Dit is hy. En dit is hy wat gekies het om vir die mens die vermoë te gee om te kan kies. Dis hy wat gekies het om te sê, maar jy mag kies of jy my wil dien of nie. Jy mag kies of jy my wil gehoorsaam of nie. Dit is hy wat dit besluit het. Hy het aan die mens die vermoë gegee om te kies wie hy liefhet. Die woord maak dit vir ons duidelik dat die wat ons gehoorsaam is, die wat ons liefhet. En so God gee vir ons hierdie vermoë om te kan kies wie ons wil dien, wie ons wil gehoorsaam, wie ons wil lief hê. Hy gee dit vir ons. Maar ons as mense het teen hom gekies. Ons as mense het gekies om die skepping lief te hê, eerder as die skepper. En as ek sê skepping, dan kan dit nou uitvloei in baie verskillende dinge. Of dit nou is dit wat 'n ander mens, wat ook 'n skepsel is, wat deel is van die skepping, en of dit is om 'n dier, of dit is om die natuur, en of dit is wat ook al jy kan binne in hierdie skepping probeer vind in terme van gemak, in terme van 'n gemaklike lewe en weelde en rykdom en gesag, aansien. Dit alles is deel van goed wat geskep is onder die mens. En so die vraag is, wat het jy lief? Wie het jy lief? En die waarheid is dat hier die keuse van die mens, my en jou keuse om dit te begin lief hê, om teen God te kies en dit te kies, het ons in 'n web vasgevang, waaruit ons onsself nie kan kry nie. Ons hart is verwronge deur dit. Ons hart is op so 'n plek dat ons nie dit kan vertrou nie. Ons hart is so vuil gemaak as gevolg van daai keuses wat ons in ons lewe gemaak het en beleef het dat dit vir ons goed is. Beleef het dat dit lekker is. Beleef het dat ek dit geniet. Dat ons nie onsself hier uitkry nie. Dat ons nie onsself kan vind om weer te kies vir God nie. Om self op 'n plek te kom om hom te kies nie. Dis die een deel. Die ander deel is, as ons voel ons wil hom weer kies, dan staan ons skuldig. En ons is nie waardig in sy teenwoordigheid nie. Daai keuse maak nie die skuld van die vorige keuses ongedaan nie. En so iemand moet iets doen. Iemand moet iets doen, want ek en jy kan nie onsself help nie. Daar's nie 'n ander mens wat jou kan help nie. Geen mens het die oplossing nie. Maar dan sê God vir ons dat hy gekies het. Hy het gekies om 'n oplossing te word vir ons probleme. Hy het gekies om iets te doen omtrent ons probleem. Hy het gekies en hy het dit vooruit gekies. En as ek hieroor dink en aanhou dink hieroor en ek dink oor hoe het God geskep as hy geweet het wat dit gaan verg om mense regtig by hom te hê. Vooruit geweet het dat wat dit gaan verg, wat dit gaan kos, is om sy eie seun te gee. Om ook mens te word, om ook geskapene te word, om 'n lewe te gaan lewe, om te gaan sterf vir hulle. Dan sê ek soos, hoe Here, hoe het u dit vooruit gekies? Hoe groot is u liefde vir ons? Dat u vooruit kies om ons te maak, om ons 'n geleentheid te gee om te kies. Toelaat dat ons teen nie kies.
en dan U seun stuur om te betaal vir ons keuses. Hoe lief het U ons? Sien, God het gekies om ons te kom vrymaak. Maar dan het hy nie net gekies om ons vry te maak. Hy het gekies om ons wat hom verwerp het, in sy gesig gespoeg het, hom geklap het. Wat moet ek nog sê? Hoe kan ek dit erger stel? Wat sy eie seun doodgemaak het. Om ons deel te maak van sy gesin. Om ons deel te maak van sy familie. Om ons nie net te gaan vrykoop nie, maar ons nou in sy huis in te nooi en te sê, maar sit aan my tafel. Eet saam met my. Het deel aan alles wat myne is. Word 'n mede-erfgenaam. Word my kind. Jy's welkom hier. Sien, die Here het wat hy gemaak het aan ons toevertrou. En ons het daai vertroue heeltemal gebreek. Teenoor hom het ons absoluut sy vertroue in ons gebreek deur teen hom te kies. En tog is hy bereid om te sê, maar ek sal betaal met my seun se lewe en weer kies om jou te vertrou. En dis wat God so anders maak as ons. As die Here vir my vra om iemand te vergewe, dis dit een ding. As die Here vir my vra om daai mens weer te vertrou, hoe doen ek dit? Maar dis wat God kies om te doen. God vertrou ons weer. Hy gee vir ons die sleutels van die koninkryk. Hy maak ons deel van sy huisgesin, hy maak ons erfgename, hy maak ons weer mense wat nie net deel is van sy gesin en geen sê het nie, nee, hy vertrou goed toe aan ons om weer te mag kies wat ons doen met dit wat hy aan ons toevertrou. Hy los dit weer by ons. Hy sê jy mag weer kies. Hy gee ons nog 'n kans. Nog 'n volledige kans. Nog 'n volle kans. Kies weer. En hierdie het Jesus kom doen vir die hele mensdom. Dis wat Jesus gedoen het vir die hele mensdom. Hy het betaal vir elke liewe een se sondes. En tog weet God dat tog seker is wat hom nie gaan terugkies nie. Hy betaal dit. Hy betaal nie net vir die wat gehoorsaam gaan raak nie. Hy betaal die skuld van almal, of mense dit gaan waardeer of nie. Of mense dit gaan aanvaar of nie, hy betaal hulle skuld. Dis wat hy doen. Hy doen dit. Hy doen dit vir hulle wat nie besef hulle het skuld nie. Hy doen dit vir hulle wat dink hulle het geen verlossing nodig nie. Hy doen dit vir hulle wat dink nee, God skuld hulle iets. Die lewe skuld hulle iets. Hulle is die mense wat te nagekom is. Weens die omstandighede waarin hulle leef. Is hulle die wat te nagekom is deur God. Nou ruk terug praat ek met iemand en hy sukkel met die gedagte van hoekom het God hom laat leef. En hy wil met God beklei oor hoekom God hom geskep het. En in my binneste is ek soos, hoe in die lewe
Het jy die vermetelheid om te beklei met die Skepper oor hoekom hy jou geskep het? Hy hoef nie vir jou lewe te gegee het nie. En nou wil jy kwaad wees dat hy vir jou lewe gee? Ons mis dit so. Nie eerder moet ons op die plek sit waar ons as Here, dankie. Dankie dat ek lewe het. Want jong, ek verdien dit nie. Ek verdien dit nie, ek verdien nie 'n kans nie, ek verdien nie eers een kans nie. Wat te sê van die hoeveelste kans wat U vir my skenk. Ons ander mense wat besef dat hulle hulp nodig het. Maar hulle het nog nie gehoor van die hulp wat daar is nie. En as ek dit sê, dan bedoel ek dat hulle dit nog nie regtig gehoor nie. Hulle soek nog. En die Here het vir my en vir jou geroep om vir hulle te gaan vertel dat daar hoop is. Weer. En weer. En weer, totdat hulle hoor. Totdat hulle werklik hoor. Dit laat my dink aan Jesus wat vertel en dan sê hulle wat ore het, laat hulle hoor. En tog is daar sommiges van Jesus se gedag wat nie gehoor het nie. En hulle het nodig om weer te hoor. En ek is dankbaar dat die Here mense oor en oor en oor gestuur het om vir my te vertel. Want ek het nie die eerste keer gehoor nie. Ek het nie die eerste keer gesien nie. Ek het nodig gehad om weer te hoor. En weer te hoor. En weer te hoor. En ek het nog steeds nodig om te hoor. Ek het nog steeds nodig om te hoor. Om sterker te glo. Om meer oortuig te wees. Dis nie ek nie. Dis nie ek wat redding bring nie. Dis nie ek wat redding veroorsaak in my lewe nie. Dis nie ek wat verlossing veroorsaak in my eie lewe nie. Dis God. Dis hy. Dis net hy. Dis hy wat dit doen. Daar's van ons wat gehoor het van die hulp wat beskikbaar is. Maar ons glo nie dis voldoende nie. Ons glo ons moet ook iets doen. Dit kan nie waar wees dat God ons net sal red nie. Kan nie waar wees nie. Sekerlik is daar nog wat ons moet doen. Daar's ander van ons wat dit sal hoor en sê, maar ek wil nie instem tot die voorwaardes nie. Want ons redding, maar ons redding met voorwaarde. En hierdie voorwaarde is, jy moet jou geloof plaas in Jesus Christus, as Here en Verlosser. En so daar is nie verlossing vir almal nie. Daar's verlossing vir die wat glo. Wat glo dat God hulle wil verlos. Wat glo dat God dit verlossing vir hulle moontlik maak. Wat hulle geloof plaas in hom om hulle te verlos. Maar saam met dit hom aanvaar as Here van hulle lewens. Erkenning gee dat hy is die een wat bepalend is. En onder sy heerskappy inkom. En toelaat dat hy heers. Dat hy die een is wat bepalend is. Sien Jesus sê, of Paulus sê, en wat hy hier skryf, dis nie hy wat self eers hierdie besef tot gekom het nie. Dis nie hy wat eers besef het dat dit is hoe dit werk nie. Nee, dis God wat dit aan hom geopenbaar het.
Dis God wat dit aan hom bekend gemaak het. Dit is nie hy wat iets gedoen het om God se kind te wees nie. Dis nie hy wat iets gedoen het om afgesonder te wees vir God nie. Dis nie hy wat iets gedoen het om onberispelik of sonder vlek of enige gebrek vir God te kan staan nie. Dis nie hy nie. Dis God wat dit gedoen het. Dit is God wat hom gekies het. Dis God wat die ander gelowiges in Efese gekies het. Dit is God wat hulle geseën het en hulle aangeneem het as sy kinders en hulle genadig was. Dit is God wat sy wil aan hulle bekend gemaak het, wat hulle laat verstaan het dat sy wil is vir hulle om sy kinders te wees. Dit is God wat gekies het om hulle af te sonder, om te bestaan tot sy lof en heerlikheid. Dit is God wat dit gekies het. Dit is God wat hulle verseël het met die Heilige Gees as deposito van alles wat nog gaan kom. En hy het dit vir hulle gegee op die dag wat hulle tot geloof gekom het, in hierdie boodskap wat hulle gehoor het. Dis iets wat hy gedoen het, eenvoudig, al hierdie dinge, toe hulle geglo het. In 'n boodskap van verlossing, 'n evangelie van verlossing. Ons sien dit is God wat ons losgekoop het om sy eiendom te wees, tot lof van sy heerlikheid. En daarom is God lofwaardig. Jy sien, hier is die probleem met 'n skewe verstaan van hierdie. As ons op 'n plek kom waar ons enige aandeel binne hierdie verlossing het, dan beteken dit ons is lofwaardig. En so wat gebeur in ons lewens, in ons harte, en hoe ons dinge doen is, ons vat die lof wat God waardig is. En ons loof hom minder. Ons prys hom minder. Hier's wat gebeur met ons. Die dag wat jy tot bekering kom, dan sien jy dit, en jy beleef dit, en jy ervaar dit. En jy sê, Jesus, Here het iets vir my so amazing gedoen, en al wat jy wil doen, ek praat in my eie lewe, is ek wil net die Here loof en prys. Ek wil sing. Ek wil buite myself wees, ek wil op en af spring eintlik van die vreugde van wat ek ontvang het, want ek verstaan waar ek was, en ek sien wat ek nou het. In 'n oomblik het my toekoms verander. In 'n oomblik het ek geskuif van wanhoopig tot ewige hoop. In 'n oomblik het ek verander van niks tot God se kind. Mede-erfgenaam van die heerser van die heelal. En as gevolg van dit, dat ek verstaan en beleef dat hy dit gedoen het, wil ek hom loof. Wil ek hom prys. Wil ek hom nie net loof deur my gesange nie, maar wil ek hom loof deur my lewe, deur besluite, deur goed wat ek doen, deur hoe ek leef, deur hoe ek vergewe geraak. Ek wil hom loof, ek wil hom aanbid, ek wil hom prys, ek wil hom eer, ek wil al hierdie dinge doen. Maar dan wat met baie van ons gebeur, is ons loop hierdie pad. En ons begin dink, daar's iets in ons eie geestelike groei, daar's iets hier binne wat ons lofwaardig is. Ja, God het iets gedoen in daai oomblik, maar ek het groot geword. Dis ek wat gekies het om te glo. Dis ek wat Bybel gelees het. Dis ek wat gebid het. Dis ek wat gevas het. Dis ek wat hierdie gedoen het. Dis ek wat hierdie, en nou begin ons hierdie ding bou, waarin ons sê, maar ons iets wat ons ook waardig is om voor geloof te word. En so nou loof ons God nie meer met dieselfde intensiteit nie. Want ek het ook lof wat na my kant toe moet kom. Want ek was gehoorsaam. Dit was okay toe ek daar was, waar ek gesien het ek was ongehoorsaam. God het my uit dit uitgehaal, maar dis alles dieselfde ding. My vermoë om nou te gehoorsaam,
Dis God se werk. Dis hy. My vermoë om ja te sê om die Bybel te lees, dis genade. My vermoë om nee te sê vir sonde, dis God, dis genade. Titus sê dit vir ons baie duidelik. Dis hy se genade wat aan ons verskyn het, wat ons help om nee te sê. Vir hierdie goed in hierdie wêreld wat lof wil steel van God. En so ek het nodig om weer te hoor dat redding is God se werk. Dis hy. Dis hy. En as ek iets sien in my lewe wat hom nie eer bring nie, wat hom nie loof nie, dan is dit dieselfde ding wat ek moet doen wat ek gedoen het die eerste keer. Here help. Dis nie ek wat myself uit hierdie plek uitkry nie. Dis hy. Help. Help my om anders te glo. Help my om weer te glo. Dalk iets wat ek geglo het, maar verloor het. Of help my om sterker te glo. Help my om meer oortuig te raak van u waarheid, van wat u doen. En dan sal ons weer sien hoe God ons verlos. En dan sal ons hom opnuut loof. Die Bybel skep vir ons 'n prentjie dat God lofwaardig is selfs sonder hierdie. Selfs sonder Christus en wat hy kom doen het, is die skepper van die hemel waardig om geprys te word. Hoeveel te meer met wat Christus gedoen het. En soos ek hierdie sê, dan sê ek dat dit 'n plek het waar ek voor die Here staan en sê, Here, help my om U te prys. Help my om U te loof. Help my om U te eer. En hoe ek sing tot U, maar ook en hoe ek leef tot U. Help my. Paulus skryf die brief van Efese. En vir die eerste 3 hoofstukke hou hy aan uitpak oor hoe hierdie evangelie werk. En dan kom hy op 'n punt in Efesiërs 4 waar hy begin sê, okay, maar hoe lyk dit nou prakties in jou lewe as jy dit glo? As jy dit glo, dan kom dit op 'n plek waar jy in lyn kom met die volgende dinge, 'n voorbeeld wat hy noem. Dan sê hy hierdie in Efesiërs 4 vers 1 tot 3. Daarom spoor ek julle aan, as gevolg van wat Jesus gedoen het. Die redding, die verlossing wat hy gebring het, spoor ek julle aan. Ek wat ter wille van die Here 'n gevangene is, hy herinner hulle aan dit, hy's 'n gevangene. Om so te leef dat julle die roeping waarmee julle geroep is, waardig is. En dan sê hy, hoe lyk dit? Deur mekaar met volkomme nederigheid en saggeaardheid en met geduld en liefde te verdra. En julle daarop toe te lê om die eenheid wat die Gees bewerk te bewaar deur die band van vrede. Sien julle, daar's oneenigheid tussen ons. Dit ontstaan. Ons trek rang. Ons doen 'n klomp goed as ons enigsins iets gedoen het
wat bepaal hoe ver ons gered is. En dit veroorsaak skeuring in God se kerk. Dit veroorsaak skeuring in God se mense, want dit gaan nie oor die lof wat God toekom nie. Nie, ons soek lof vir onsself. En daarom is dit moeilik vir ons om ander te verdra. In liefde, in saggehaardheid, in geduld. Dit verbreek die eenheid wat God se Gees gebring het. Hierdie eenheid waarvan hy praat, is wat Jesus bewerkstellig het om te sê, nee, daar's nie net meer Jode wat gekies is nie. Dis nie net meer 'n Joodse volk wat uitgekies is as God se volk nie. Nee, Christus het daai muur kom afbreek en alle volke, alle tale, alle kulture is nou saam verenig om 'n eenheid te vorm van God se volk. Maar as ons op een of ander manier dink dat ons meer uitgekies is, of iets gedoen het om eerste of tweede of derde uitgekies te word en nie laaste nie, dan het ons die tyd vir ander mense nie. Dan is ons verwaand, ons is trots, en ons verloor ons nederigheid. Efesiërs 2 vers 8 en 9 wat so bekend is, sê vir ons het niks om op te roem nie. Niks. Dit is God wat ons red. Deur geloof. Sy genade. En as ons dit werklik besef, dan sal dit 'n invloed hê op hoe ons leef. Die diepte waartoe jy dit glo, bepaal hoe jy uit dankbaarheid vir Christus leef. En so ek is nie hier vanoggend om jou te oordeel nie. Christus is nie hier om jou te veroordeel nie. En dis nie jy wat 'n klomp goed moet gaan regmaak nie. Kan ons hierdie vaskry in ons hart? Ag die Here ons help om dit werklik te glo. Sodat ons mense sal wees wat werklik heerlikheid in hom bring in hierdie wêreld. Ook in hoe ons met mekaar leef. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U 'n God is, Here, wat ons volkome kom red. Here, dit is U genade wat ons red. Here, dit is U wat iets doen. Dit is nie ons nie. Dit is nie iets wat ons verdien nie. Dit is nie iets waarop ons kan trots wees nie. Ons kan alleen in U roem. Ja, Vader, dankie dat ons U sin is. En Here, dankie dat U ons sin is. Dankie dat U dit gedoen het. Ons eer U. Help ons om U te eer vir hierdie werklikheid, Here, deur hoe ons lewe, deur hoe ons praat, deur hoe ons sag is met mekaar. Deur hoe ons vergewe. Deur hoe ons omsien vir mekaar, deur hoe ons lief is vir mekaar, deur hoe ons mekaar dien, deur hoe ons terug lief is vir U. Dankie, Here. In Jesus naam. Amen. We hope this message helps you to love God, love people, and to make disciples.